vir jou onbekwaamheid en jou swak gedrag. Maak dat jy wegkom voor my oë. Ja, meneer. Daai musketiers gaan binnekort uitvind dis gevaarlik om speletjies te speel met kardinaal Richelieu, baie gevaarlik. Jy is net so goed soos jou pa met die swaard. En jou familie kan trots wees op jou. Wat dink jy doen nie, meneer Terwiel? Ek is mos nie meer 'n kind nie. Maar natuurlijk nie. Ek dink maar net aan jou as my eie seun. Jy moet asseblief nie dink dat ek jou nie respekteer nie. O nee, dit gaan heeltemal oor iets anders. Wat is die probleem? My pa het vir my 'n brief gegee wat ek vir u moes bring, maar ongelukkig het iemand dit by my gesteel. By jou gesteel? Wie was dit? Die ou het 'n swart snorbaard gehad. Interessante swart snorbaard, sê jy wel. Dink jy dis by jou gesteel omdat jy dit dadelik hier moes aflewer? Ek weet nie, meneer Terwiel. Vergeet dat ons twee kan later daaroor gesels. Waarom gesels ons nie oor iets anders nie? Kom sit gerus, dan vertel jy my van jou pa. Dit sal vir my 'n voorreg wees, meneer Terwiel. Mag ek maar regtig hier langs hier sit? Maar natuurlijk. Hey! Het jou pa jou vertel jy vir jou ons twee al vriende is? Wonderlik. Lyk my nou so nie wel. Jou pa en ek is feitelik soos broers. Hy het lank gelede my lewe gered. Het hy? Hy het my niks daarvan gesê nie. Ja, hy het. En ons twee het baie lank gelede 'n eed geneem dat ons lewens sal opoffer vir Frankryk. Julle het iets ware eet geneem. En voor ek vergeet. Die swaard is vir jou, seun. Dis fantasties. Ek wou gister 'n nuwe een koop, maar dit was te duur geweest. Dis hier afgelewer deur 'n beeldskone jong dame wat gevra het dat ek asseblief die swaard vir jou moet gee. Ek sal haar nooit kan terugbetaal. Wie is hierdie dame, my vriend? Ek wens ek het self geweet, meneer. Maar sy het vir my hierdie mooi sakdoekie gegee. Dit ruik soos vars blomme. Miskien verskil jy tog van jou pa. Wat het jy nou net gesê, meneer Terwiel? Niks nie. Ek het sommer net Ek het 'n appeltjie te skou met daai swart snorbaard. Wat dink jy doen jy? Nie so ja, ek is regtig baie sag jammer, meneer. Jy gaan nêrens heen nie. Wat is jou probleem? Ek verwag respek van jou, jongman, anders sal ek jou moet uitdaag tot 'n tweegeveg en dit gaan baie onregverdig wees. Nee, ek is nie bang vir 'n tweegeveg nie, maar dan sal jy baie vinnig moet besluit want ek is nou haastig. Besef jy wat dit beteken? Ja, noem meer die tyd en die plek en ek sal kom. Goed dan, by die ou Dominikaanse klooster so 12 uur vanmiddag. Ek sal daar wees, meneer. Dan moet jy dat ek vir jou staan en wag nie. Waar jy dit gekry, Atos? Ek het lanklaas so 'n goeie stukkie leerwerk gesien. Is regtig baie mooi. Ek is bly jy hou daarvan. Ek het dit net gister aangeskaf. Die vakmanskap is baie indrukwekkend. Jy moes beslis 'n fortuin hiervoor betaal het. Ha, dink jy miskien ek's van geld in mekaar gesit? Dit was spotgoedkoop, dit was maar net los. Dis nog genoeg. Jy gaan net vuil maak met daai smerige bote van jou. Ontspan tog, Atos. Dink jy ek kan miskien hoe lyk die beld onder jou baadjie? Nee, jy kan nie. Los my baadjie uit. Los jy nie ander mense so goed uit nie. Ek kan nie stop nie. Waar is ek? Moet jy pas uit die sien nie. Los my, gaan jy. Waar gaan jy eindig? So. Jy geweet die helfte van jou belt is weg, Atos. Lyk baie snaaks. Oho. Baie dankie hiervoor, Brakkanjan. Skaal my mos dood. Nou kan 'n mens verstaan hoekom was dit so goedkoop. As jy nie 'n hele belt kan bekostig nie, vir wat koop jy dan een? Hou jy liewer jou neus uit my sak uit. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Wat gaan met jou aan? Dit was dat jy nog gesnuiter is nie dat ek jou sommer nou uitgedaag vir 'n tweegeveg. Wel, ek is gereed vir 'n tweegeveg. Wat? Jy gaan nie ernstig wees. Luister, Atos, en jy bedoel wat jy gesê het of daag jy almal links en regs uit en daar hol jy weg toe? Ek het nie heeldag tyd om te wag nie, jy sal moet besluit. Jy gaan daai woorde nog berou. Jy kan nie tyd kies en dan ontmoet ek jou agter die Dominikaanse klooster. Ek ontmoet jou daar om 12:30. Waar? Jou poesie is beeldskoon, Artemis. Elke keer wat ek dit hoor, voel dit vir my asof ek in die paradys is. Sal jy asseblief weer vir my een voordra? Liewer nie, my liefste. Net nou raak jy moeg vir my en dit sal 'n groot ramp wees. Net enetjie asseblief. Poesie is nes wyn, my skat. Selfs die beste smaak gaan verlore as jy te veel daarvan kry. Nie waar nie? Jy toer alweer met woorde. Weet nie hoe kry ek altyd onskuldig in die moeilikheid te beland nie. Stadig! Ek is jammer, meneer, maar ek wonder nou, mag ek miskien vir jou 'n vinnige vraag vra? Ja, wat is dit?
Maar waaroor is jy so ontsteld, meneer? Sit onmiddellik jou swaard terug in sy skede. Jy's in die teenwoordigheid van 'n dame. Ja, maar ek het julle gesteur. My naam is Brackenjan. Moenie vir die jonge heer kwaad wees nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Jy hoef my nie te beskerm nie. Lyk my sy hou sommer van my ook. Brackenjan, ek daag jou uit tot 'n tweegeveg. Wat? Wil jy regtig vir my beklei? Die mannetjie het geen maniere nie. Ek gaan nie toelaat dat hy so optree voor 'n dame nie. Wel, ek het een so teen 12 en dan het ek nog een so teen 12:30. Dit beteken ons twee geveg is aan vir 1 uur. 1 uur is uitstekend. Ek kry jou agter die ou klooster. Hey, Portos, wag eers. Portos, Athos. My vriende, almal een en een vir almal. Hoekom kry ek die gevoel dat ons drie vir dieselfde rede na mekaar soek? As ek reg is, ek sê ons het al drie 'n probleem. Ja, ek is bevrees, Athos is reg. Jy kan eers gesels. Ek het 'n sekondant nodig teen 'n arrogante snuiter. So jy het ook 'n tweegeveg al vanmiddag. Wat? Dit beteken ons het al drie sekondante nodig, nie waar nie? En wie is jou opponent, Portos? Strand 'n snuiter met die naam van Brackenjan uit Beaard. Huh? Maar dit is teen wie ek gaan beklei. Ek glo dit nie. Wanneer begin jou geveg? 12:30. 1 uur. My geveg begin 12 uur. Klink asof Brackenjan teen ons al drie wou veg, een na die ander. Man is stapel gek. Daai snuiter het geen idee waaraan hy hom begewe het nie. Aramies, ek dink ons hoef ons te kommer oor daai mannetjie nie. Ek dink hy oorskat homself. Teen die tyd het hy lankal sy fout agterkom en die pad gevat huis toe. Wel, ons sal binnekort weet of jy reg is daaroor, Athos. En toe die groot klok bo kan die Dominikaanse klooster 12 uur slaan, was Brackenjan juis op pad om sy eerste opponent, Portos, te ontmoet. Jy het toe uiteindelik opgedaag. Ek het mos gesê ek sal 12 uur kom. Ek kan nie glo dat jy so iets wil waag nie, Brackenjan. En vir wat nie? Jy ken nog glad nie vir Brackenjan nie. Ek sien kans vir enige twee geveg. Waarvoor wag ons nog? Is jy seker jy sien kans hiervoor? Ag, kom aan, jy mors my tyd. Dis seker jou eerste tweegeveg, nie waar nie? Twee gevegte het sekere erekodes. Elke vegter het 2 sekondante nodig. Wat se goed? Ek het nie geweet nie. Mag ek my na aan jou voorstel? Maar wat gaan nou? Dis dan die ander twee wat ek uitgedaag het. Aangesien dit duidelik is dat jy geen benul het van die reëls van 'n tweegeveg nie en ook geen sekondante het nie, het jy nou die geleentheid om die saak weer te oordink. Dit lyk my dan maniere te beseer. Is dit baie seer? Ek het iets hier wat baie goed is vir die pyn. Wat se goed. Hierdie self sal die pyn onmiddellik verlig. Smeer gerus 'n bietjie aan. Baie dankie, maar ek kan dit nie aanvaar nie. Nou waarom mag jy nie? Ons is hier om 'n tweegeveg te veg en ek kan nie hulp aanvaar van 'n teenstander nie, want my trots laat dit nie toe nie. En wat nogal van my trots? Dit gaan my in 'n baie slegte lig plaas as ek teen 'n beseerde man baklei, want almal gaan nou vir my staan en lag. Nou kom ons stel ons tweegeveg uit tot jy eers beter voel. As jy nou 'n slim seentjie was, dan het jy ons onmiddellik om verskoning gevra, eerder as om hier te staan en ons te irriteer. Dan is jy nog boonop doof ook. Ek moet sê, Athos, jy het my definitief oortuig dat ek onmiddellik om verskoning moet vra. Dit is 'n wyse besluit. Toe, waarvoor wag jy dan nog? Ek sal bly wees as ek eers iets kan sê. Ek wil eintlik teen julle al drie geveg het. Daarom wil ek vir julle twee 'n baie groot guns vra. Die mannetjie is 'n nagmerrie. Sê nou maar net Portos beseer my. En ek kom iets oor, dan gaan ek mos nooit die kans kry om teen die ander twee te veg nie. Ek dink julle moet al drie gelyk teen my veg. Die kind is waar ernstig. Ek het nou genoeg gehoor, Brackenjan, my geduld is nou werklik waarop. Dit lyk my nie jy verstaan waaroor dit gaan nie. As 'n musketier sy woord gegee het, dan moet hy mos daarby hou. So wat van die self? Gaan jy opbreek? Ek het nie jou medisyne nodig nie. Ek kan met 2 oë van jou en jou swaard ontslaa raak. Maak dan soos jy lus het. Ek het maar net gedink ek kan jou dalk help. Mag die beste hond wen. Dit beteken beslis ek. Goeie. Ek kan nie glo daai mannetjie is so goed nie. Portos kan skaars byhou by hom. Wat kan jy nie sien wat Portos doen nie? Hy is besig om die skrik op die lyf te jaag. Jy's die een wat twak. Hy is laf. Angaan! Probeer Net oor Portos so effentjies uit oefening het. Loutglas aan 'n tweegeveg deelgeneem. Daai mannetjie is sover elke hou van Portos gekortwiek. Ooste. Ek glo dit nie. Ek het dit gesien. Waar is hy? Dis genoeg, die geveg is oor. Dankie. So gou. Nou maar, goed dan.
Brakanjan, ons het jou vaardighede met die swaard onderskat. Jy's baie beter as wat ons gedink het. Jy kan nou maar as een van ons beskou word. Een van julle? Wag 'n bietjie. Dan mag ek seker nou die sal vir jou gee. Jy mag maar seker. Ek waardeer dit, dankie. Almal vir jou en een vir almal. Wagter, die kaptein het gearriveer. Is jy gelukkig in jou nuwe pos? Ja, meneer, dankie. Goed, ek is bly. As jy enige probleme het of enigiets nodig het, moet jy nie bang wees om te praat nie, hoor. Ja, meneer. Jy het reeds kennis gemaak met meeste van die menere, maar ek wil jou graag voorstel aan ons nuwe toekomstige musketier. Sy naam is Brakanjan. Het lyk my almal hier rond gee van meneer Terwiel, né? Ja, jy sal moet doofstom en blind wees as jy in Parys wil bly en nie die kaptein ken nie. Die eerste ding wat jy moet weet is ons wat die kasteel bewaak word musketiers genoem. En beteken dit so waar dat ek ook eendag een kan word? Natuurlik, maar jy moet ontslaa raak van daai uitdrukking op jou gesig wat sê ek mag klein wees, maks baie per maand. Baie snaaks. U hoogheid, is dit waar dat u meneer Terwiel se werk bo myne verkies? Dis glad nie wat ek gesê het nie. As u majesteit dit so verkies, sal ek my bedanking as eerste minister indien. Andersins versoek ek dat die musketiers wat betrokke was by die tweegeveg agter die klooster ernstig gestraf word. Ons kan nie sulke swak en ongewenste gedrag goed praat nie. Dis nou genoeg, eminensie. Werklik, meneer Terwiel. Dis uiters onbedagsaam om 'n kamer binne te kom sonder om eers te klop. Met die verlof, u majesteit, sal ek graag sy eminensie wil antwoord en sê dat indien hy my nie hoor klop het nie, is dit omdat hy te hard gepraat het. Ek verstaan dat hy die musketiers bespreek en daarom behoort ek teenwoordig te wees. Is dit korrek, u majesteit? Ja, absoluut. Ons stem albei saam. U eminensie? Natuurlik, u majesteit. Dis weer sy! Ek kan dit nie glo nie. Juliet! Dis so ek. Jy ken my mos. Brakanjan is my naam. Hoe het jy in die paleis ingekom? Meneer Terwiel het my aangebring. So dis nou waar jy eintlik werk. Juliet, kan ek maar inkom? Ek is jammer, maar jy mag nie hier inkom nie. Sy's pragtig, maar baie raar. Au, au, au. Au. Laat my gat weg, die goed. Ek kan nie asem kry nie. Ek verspoor, wat is dit? Help! Is jy dan doof? Ek het mos vir jou gesê mans mag nie hier inkom nie. Ek is jammer, juffrou. U majesteit, aangesien u my wagte verbied het om hulle swaarde te gebruik, behalwe in uitsonderlike gevalle, behoort die reël vir almal te geld en die wat dit verontagsaam moet zwaar gestraf word. En Terwiel, aangesien jy probleme het om eenvoudige konfliksituasies te hanteer, voel ek dat jy glad nie bevoeg is om deel te wees van die koninklike wag nie. U majesteit, ek beveel aan dat die musketiers en sy eminensie se wagte hierdie saak uitbeklei. Dan kan u en u alleen besluit wie u verkies in die koninklike wag. Wel, hy sê seker nie ek sou moet dink. U majesteit,